Hallo, hierdie episode van Mense met Opinies word gesponsor deur Jean-Pierre en Adrich. So asseblief, like en subscribe, volg ons social media pages en los 'n comment sodat ons 'n sponsor kan kry. Dankie Jean-Pierre en Adrich, geniet die episode. Voor ons begin, dink ek moet vir my mic met 'n kous oorsit, bro. Dink jy dit sal so 'n bietjie buffer want joune klink lekker saag. Myne voel so bietjie Terminator. Bietjie hard, bietjie harsh. Oh, maar dit is seker nie slim om 'n sweaty sok oor my fucking mic wat ek vir lank wil gebruik het. Doen dit bra, sniffel hom. Yeah. Sniffel. Yeah. Is hy nice? Ja. Dink jy ons sal copyright en ons kry as ek 'n Vans kous doen? Ja? Vir ons gee, dis cool kouse. En dan rol jy hom af. Okay. Hoe klink dit? Maar dit is nice. Is nie bad nie. Is jy happy? Ja, dude. Ek's fucking chuffed nou. Is 'n bietjie What wack. is happening? Nee, dit lyk mooi, bro. Kan ek eerlik wees? Daar's iets van dit wat dit net bietjie risky laat lyk. If you get what I'm saying. Soos daar's net soos 'n klein bulge wat my effens pla. Soos dis die by die shaft. Ek kan nie dit fix nie, bro. Ek kan nie aan die arm kous net raak nie. Non-consensual okay, sock fine. touching, bro. Nee, ja, nee, man. nee, is fine. Jy kan 5 jaar in Thailand kry vir dit. Bro, soos wat daai kous aangaan, sou jy dink is consensual. Ek dink hy is heel Wat happy om dit is. daar te wees. Ja, well, fuck. Oh, wait, well, yesie. Ja, ek like it. Sorry, ek sou low-key op Instagram hierso. Dis kom ek nie Instagram. Nee, maar sien, Ek jy kan doen nou nie scroll doom en val ons hierso chat. Ja. Yesie, Ja, maar sien jy lekker. daar Ons van het dip jou connection. Jy moet daai JAT wifi pas op. ja, bro, gepraat van my JAT wifi. Het ek vir jou gesê hoe groot sleep dit was met die trekkery. Hierdie wifi. Nee. Gee ons 'n Bro. bietjie goeie catch-up, man. Ja, Been a kom ons while. catch up. Kom ons gooi sommer 'n stoute intro hierso. Hallo en welkom terug by Mense met Opinies. It has been a while. It's been yesie, wel ek praat so ek sommer hierso check op YouTube wanneer laas het ons iets gepost. It's been ons het iets gepost 2 jaar terug. 2 jaar terug op die datum. Ja, en jy's nie eers in hierdie episode nie. 16 Augustus 2 jaar terug. Meisies, was die meisies met opinies. Ja. O, shit, is amper 3 jaar. Nee, bro, Meisies, was dit die meisies met opinies episode? amper. Dis die episode na meisies met opinies. Maar bro, Spin-offs is kak. Ja, shame. Sonder die hoofkarakters, Die OG, bro. O, dit was saam met Lisa en Luca. Shame. Ag nee. Shame. En dan die antwoord was meisies met opinies. En die bullshit is, meisies met opinies was soos ons tweede most viewed episode op YouTube. Nee, JP, ons laaste een was wat ons die musiek ene gedoen het. Musiek was voor het. Nee, was Wat ons 3, by jou ja, huis dis geskiet al. het. Ja, die musiek was way. Ek, jy en Daniel. Dit Yes. was 3 jaar terug. Hy gee nie vir my datum hier nie for some reason, maar dis voor. Dit was soos ons episode. Jo, bro, ons nommer nie ons episodes en daar kan ons begin nommer. Maar nee, bro, dit was soos episode 10 dink ek. En ons het soos 18 episodes gehad of iets. Ja, ons het goed gedoen, bro. 18 episodes. Fuck, En man. toe 3 jaar hiatus. Ja, dit is ons gather. Dit ons het besluit, fuck dit, dis nou net opinies. Jy weet, ons wil nie meer ander mense se opinies hoor nie. So, Andrich, sê vir ons sommer, is jy tegnologies, is jy goed? Hou jy van om met tech te speel?
is ek tegnologies gestremd? Nie gestremd, nie goed. Ek Nee, vra of ek jy sien goed wat is. jy insinuate, want as ek nie goed is nie, dan moet ek Nee, nee, seker... Nee, jy hoef nie handicap te wees nie, maar jy is nie noodwendig fantasties of iets nie. Chad Gupta het fucking almal se lewens bietjie beter gemaak daarso. So as jy nie weet nie, is iets wat jy kan doen, is bietjie van 'n cheat. Jy hoef nie meer lang YouTube video's te kyk nie. Wat? Hello die Chad, how do I ChatGPT. cook my chicken in the microwave? Is dit wat jy gebruik het om jou audio setup te doen? Nee, ek het dit self gedoen. Dit jy okay. Ja, Ja, dit was nee, maar quick. Ek het dit my- maak seker hoekom dit so chat Nee, is. want ek het nie my ek het nie my admin Ons gedoen. bro, maar daar ek gaan 'n soos- blooper wees van al jou bullshit. Ek sê dit. Daar gaan Ek bloopers het nie my wees. admin gedoen nie. Ek is jammer, ek het nie my admin hier naweek gedoen nie. Ai, Ek het my ai, ai. naweek geniet. Ek het gerus, ek het my sabbat gevat. En ja, Wat Bank is the dit wat ons nou noem? consequences. Dis wat Ja, ek kry maar- om 'n goeie Christen te wees. Fair enough. Jy kan jou weekends vat, maar motherfucker, as jy vir my bel op 'n Woensdagmiddag en jy sê vir my jy's besig om 'n puzzle te bou. Dis waar ek vir jou sê, boetjie, doen jou admin. Wanneer het ek dit gedoen? Come on dude, ek werk fucking hard. I'm pretty sure ons het letterlik jy het net nou per ongeluk jou puzzle gewys toe jy jou iPhone so Puzzle my rond. afdate as ek van die huis af werk, jy weet. Hoekom Man. uit alle hobbies is puzzle vir jou actually iets soos 'n hobby of vind jy net soos ja, wat is jou verhouding met 'n puzzle? Ek dink is die thrill. Dis my vang. Jy weet. Verduidelik die thrill. wat se thrills is daar met 'n puzzle? Daar's niks soos om buite die boks te dink terwyl jy binne die boks moet bou nie, jy weet. Shit, bro. Fuck, deep. Fucking diep. Ek's 14 en daai is fucking deep, bro. Ek like dit. Julle moet luister na hierdie ouens, bro. Fucking hoor wat hulle sê, bro. Dis fucking Bro, checks out. ons het 'n podcast wat ons al vir 4 jaar, 3 jaar al doen. Het ons nou 'n podcast. So ons weet waarvan ons praat. Dis dedication. Nee, Podcast vir 3 jaar. Of wat jy hate is, jy kan dit claim. Ons kan nog so 5 jaar vat en sê ons podcast is 8 jaar oud, dude. Ja, bro, fuck. Well, jy sal verras wees. Dit het fokol views gekry in die tyd wat ons weg was. Ek het gedink dalk sal mense teruggaan en dink, ag, jy weet daai mense met opinies manne, wat het met hulle gebeur? Kom ons kyk Dink is 'n paar 100% episodes vergeet. Dit was friends and family wat net gehelp het. Ons laaste episode met mense met opinies was die episode Taxi Strikes and Privilege. En Ek was 'n deel van daardie Het jy een, want daai ek bly nie in die episode Kaap nie. gekyk? Exactly, ja, want jy beleef nie privilege nie as 'n Pretoriaaner of 'n wat het jy gesê? Waar kom jy vandaan nou? Daspoort, nie Daspoort nie. Pofadder. Dan Fucking daar by die warm hier op die Namibia oomblik, border. Ja, nee, fuck. Iemand met die border guard, bro. Nee, bro, so warm daar, selfs jy maak korte kousie om bietjie warm te bly. Maak nie sin nie. My mic is net into sauna, bro. Dis al. Dis blijkbaar sleg vir jou. Sauna. Vir die balle. Hoor ek. Dis sleg vir mans, as ek dit so kan stel. Is dit nie 'n fucking ding nie? Het jou ma nie vir jou gesê jy moet nie in te warm bad nie, want dit is sleg vir jou kinders eendag of ek fucking weet. Ek het nie so dit hoor. Ek weet nie wat die ideal sperm fucking survival climate nie. Ja, exactly. Wel, dis nie fucking pofadder nie, dis verseker. Ek dink die pofadder is goed vir enige fucking lewende ding nie. Wat? Ideal climate Doen jy for gou vir sperm. ons research? Ideal climate for healthy sperm production is a cool microclimate, specifically 33 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Wat? Dis pofadder in die winter. Dis perfect. Ja. Dis hoekom ons so baie Sonne. kinders in die somer gebore word, hulle word in die winter gemaak.
Ja, true. En dan fucking almal, niemand kan fucking kinders in die winter kry nie, want niks gebeur in die somer nie. Presies, Nee bro, presies. ek wou actually iets noem van hierdie laaste episode wat ons gehad het, die Taxi Strikes and Privilege. Ek onthou toe ek dit geskiet het. Ek weet nie of jy het gekyk het nie. Ek hoop jy ondersteun ons podcast al Don't is jy get nie in on dit my nie. own supply, dude. Nee, ek onthou daai episode en ek was fucking tapped out. Ek onthou net toe ek daai episode skiet. Ek dink dis hoekom die laaste episode was, want ek was so fucking tapped out. Want dit was so ek nog vir die restaurant gewerk het. Ek het soos 'n fucking rowwe week gehad, was 'n kak week. En toe moes ek daai episode skiet, toe ek op klaar, fucking moeg. Ja, kom ons praat 'n bietjie behind the Jou scenes. favorite amigo was nie daar nie. Exactly. Well, that brings us to why we stopped. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. So mense met opinies. Wil jy vir die mense 'n bietjie verduidelik hoe ons altyd mense met opinies geskiet het en hoe die proses was? Ja, vir die 3 mense wat kyk, wat weet, ons humble followers. Ons het dit altyd in Pretoria geskiet met 'n gas wat altyd bygewoon het en toe sê ons dan maar net mail. Sommer digital moet gaan. Ja, That's it. ag, dis net om live te shoot is nie so moeilik as almal in dieselfde stad bly nie. Maar as een persoon in die Kaap bly, een persoon in Gauteng, een persoon in Pofadder, dit maak dinge nogal staf. So to give you guys an idea hoe dit gewerk het was, ons het essentially as ons eerder in Pretoria of in Kaapstad waar ook al was, het ons 'n hele paar episodes geskiet vooruit en dan het ons alles geëdit en geupload deur die weke. Ons ja. capabilities. Jy het uitgehaal, bro. Jy het soms opinies gelewer oor die episode en jy was 'n host consistently. Nee, jy het goed gedoen. Bro, ek weet nie wat hier gebeur het nie. Sorry, ek sien nou ons views gevat het toe die een house besluit om weg te doen met die ander een. Ja, jy sou actually verras wees. Die views was heel alright toe jy nie daar was nie, behalwe die een. Die een waar jy nie was en jy het gefucking fail. En dis hoe ons oor House of the Dragon gepraat het. Dit is ons by ver ons minste views. In-depth. Maar weet jy wat's nou aan die gang? Season 3 van House of the Dragon. En ons gaan daaroor praat, want dis low-key baie goed. Ek het ons nog gaan net nou 'n bietjie daaroor chat. Ek spoor my episode. Okay, well, dan sal ons nie. Ja. Okay, well, ek sal vir jou net 'n idee gee van die vibes. Ja, ek sien nie ja. reviews op IGN is goed. Ja. Nou, it's as jy nie van season 2 gehou het nie, dan sou jy actually baie En happy die mense wees gaan met maar season bietjie 3. met ons met bear want die setup kan bietjie koud wees. Is nogal moeilik om online funny te wees. Jy weet in person is baie anders. Kry die vibe van mekaar, riff lekker van conversations. Nou is dit net asof ek in 'n constant online interview is en ek probeer my interviewer laat lag, maar hulle doen nie. Nee, is goed, bro. Nou moet jy actually funny wees. Nou toets jy jouself Of daai net snaaks te wees. ek het nog 'n funny storie. Een Yes, van my vertel. chommies het ek sal nou nie sy naam noem nie, maar hy weet verseker wie hy is as ek hierdie storie vertel. Hy het 'n interview gehad om bietjie te gaan werk in Ierland. En hy sê ja. En in sy interview toe sit hy nou daar en hulle vra hom, "Alright, maar hoekom Ierland?" En hy sê toe nou, "I've always wanted to work in the UK." Dis daai mense befokot. Nietemin hy het nie die job gekry nie, so ja. Ja, bro, Face to fucking no, dude. Die Ire... Ek kan sien jy het nie gelag nie, jou fucking illiterate fuck, want jy weet duidelik dat Ierland nie deel is van die UK nie. Nee, Britain versus UK. Nee, I get it. Maar ek wou vra,
wat is die overall idee van okay, so Britain is obviously Wales, Scotland, Ierland en Engeland. Is hulle almal like proud British? Like is almal happy om fucking British te wees of wil niemand geassociate met mekaar word nie? You get what I'm saying. Goed, as ek op dit praat, is ek's ignorant daar, ek weet nie, ek dink seker die mense daar sou weet, maar wat ek maar die gevoel kry, nee, daar's nie 'n verskil tussen Britain en fucking wat se naam nie. In UK nie. Want UK, nee, but the United Kingdom is Britain. Is almal. The United Kingdom is a sovereign political state, whereas Great Britain is the geographical island containing England, Scotland and Wales. Ja, maar en dan UK includes Great Britain Engeland plus Northern Ireland. Northern Ireland. Okay, now I'm fucking confused. Okay, so wat is Nee. So ek het geweet jy het Great Britain wat almal is. En toe die United Kingdom het ek onlangs. Wat is die verskil tussen die UK en die Engeland? En England. Wat is die verskil tussen United Kingdom en England? Engeland is 'n land op sy eie. Die UK is soos die ou United Sovereign State. Kom ons kyk. UK is England. Weet jy wat, dis fyn as mense nie weet nie. Mense kan sê, hier is weet jy wat, nou is slim. It's a sovereign country that acts as a political union, while England is just one of the 4 individual countries that make up the UK. Ja. Ja, maar dis hoekom wat my plaas, hoe kan daar Engeland wees? I get Engeland is sy eie land. Hulle speel hulle eie sokker, byvoorbeeld. Was ek nog altyd die ou gewees as ons hierdie storie vertel, dan is ons so, oh, you fucking idiot, come on dude. En dan lag almal net saam, maar almal weet nie regtig wat die verskil is. Niemand weet. Nee, maar dis die ding, is 3 verskillende goed. Dis Britain, UK en then England, maar ek sien nie wat die punt van die UK. That does not make sense to me. So jy sê is nie deel van, dis is 'n deel van Ierland, is by. Northern Ireland, ja. Ja, but why Northern Ireland? Wel van die res van Ireland. Nee, maar dis die Katolieke en die Protestante, dis hoe dit verdeel is. Okay. Ja. Maar dis nie meer relevant nie. Dit is nog steeds. Jy sien nou. Nee, maar ek verstaan dit nie. The Republic of Ireland and Northern Ireland. The Republic of Ireland, an independent sovereign nation covering 26 countries with its capital in Dublin. So hierso sê hulle vir my, the United Kingdom, a sovereign country that includes England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Dis wat ek gedink het is Great Britain, maar nou sê hulle Great Britain is dis die eiland self, but that includes England, Scotland and Wales, does not include Ireland. What the fuck is this? Ek sê happy met nie. Nee, maar hierdie is confusing. Dis glad nie England, Scotland, Wales, individual countries. Ireland, Republic of Ireland is completely independent. Ja, maar okay, so the Republic of Ireland is completely separate, independent country, and not part of the United Kingdom. So dis net Ierland is die enigste een wat nie deel is van die United Kingdom nie, maar Wales en Scotland is. I don't know fucking since when. Ek het nie geweet dis 'n ding nie. Wie die fuck het hierdie nou gereël? Hier het 'n podcast geword waar almal net slimmer word. Dis die ding, want ons het nou tegnologie. Ons Google hierso, ons leer die nuwe generasie van 28-jariges wat aangaan in die UK. Fuck, jy leer nog crazy trivia. Jy weet wat, ek dink mense dip uit hoe meer ons oor trivia praat. So gee ons nog een. Sorry. Laat die laaste viewer kan fok off en dan kan ons onsself geniet. Dis in ons net ons twee. In die chat. Ja, dit is net ons, dit is privaat. Dan kan ons enigiets gesels. So as na hierdie trivia, dan gaan dit regtig fucking goed word, julle. Ek sê net. Okay, go for it. Okay, hoeveel
kilometer is 1 nautical mile. 3.5. 3.5? Ja. Oh, well, not fucking done. Nee, is 1.83 dink ek. 1.83 of 1.84. Nou weet almal. There we Twee mense wat go. luister na die poddie. Away. Okay, so as jy nog per ongeluk die tab nog oop het en jy hoor ons stemme nou, ons is klaar met trivia en nou gaan ons regtig oor exciting shit praat. Maar na hierdie sponsor break. Ja, boys, ons het 'n sponsor. Go. Asseblief iemand sponsor ons net, asseblief net 'n bietjie, gee ons 'n bietjie geldjies, ons wil net ons vrouens steers toe vat. Asseblief. O ja, kom chat bietjie oor hoekom ons actually terugkom. So die een rede is jy het in jou dronkenskap weer met mense gepraat oor die poddie. Dis die sneaky rede waar jy net 1 uur in die aand my message en sê, ja bro, ons moet weer die podcast terugbring. Mense het dit so geniet. Daai 100 vriende van ons Get the podcast back. Ja, We need to get it back, bro. Ons het opinies. Ons moet kak praat. So dit was die een. En ek was al rukkie keen om die podcast weer te doen. Dit was maar net tyd en stuff, maar die lewe is bietjie rustiger nou, so ons kan weer bietjie poddy. Maar die derde rede is, ons het bietjie kompetisie in die Afrikaanse podcast mark. En Ja, Beach van Pletsen, ons kom vir jou. ja, Te Beach danke van aan Pletsen. Ons het ook 'n fucking gym nie. Nou. Ja, bro, maar ons ek het 'n dink dis gym nog nie. hulle- Ons gaan interviews in die kar doen. Let's do it. Ek dink die ander ding is ook soos ja, soos ons was nie hierdie gewees nie. Ons het probeer om nie hierdie te wees, maar nou is ons die prikke met die mics en die video wat aangaan. So dis nogal Ek het glad nie issue met die format nie. Like soos al meeste van die podcasts wat ek luister is hierdie format. Net want dit is die maklikste vir meeste mense. Want veral meeste mense, meeste podcasts is soos mense in 'n spesifieke industrie, maar hulle bly nie noodwendig saam nie, so hulle moet half almal is oor see of wat ook al, so jy moet half dit so doen, you know. En die rede hoekom hierdie lekker gaan wees is gaste. Ons gaan soveel makliker gaste op hierdie ding kon kry as wat ons voorheen het. Ja, dis soos hy sê. Voorheen was dit net soos Pretoria. Moet nie doen wat maklik is nie. Maklik is wat doen. Sê weer? Ook daai jou caption. Daar is 'n Facebook. Daar is 'n Facebook. Ja, ek is 16 en hierdie is fucking deep. Nee, dis net 'n play nee, op bro. daai fucking cringy TikTok podcast. So het jy daai nuwe ding gesien wat party mense doen, dan sit soos half hulle set kameras op en alles, maar dit is 'n fake podcast. Dis nie 'n nuwe ding nie. Hulle doen dit al 'n rukkie. En dan basies gee hulle net 'n opinie Wat bedoel daaroor, jy? maar obviously is jy dit nog nooit gesien nie. Soos wat bedoel Dis jy soos met soos cloud. fake podcast? Fake podcast, Okay. soos dis nie 'n regte podcast nie. Die mense chat ook shit oor 'n spesifieke topic, maar dan klip hulle dit net. Of hulle klip dit nie eens regtig nie. Hulle doen net Ek dit. vang wat jy sê, soos hulle doen soos 'n 10 minute segment Ja, wat want- hulle shoot, want vir maar jou dan om sal hulle dalk 'n net funny ding te clippable kry. kak doen. Presies, vir jou om 'n funny ding te kry, dan rehearse hulle hierdie ding, sê okay, nee, ons gaan dit so doen. En dan klip hulle dit. Ja, Jy kan so nooit die speel. volle podcast kry nie. Het jy nog nooit daai ouens gesien? Jy kan sien is rehearsed, dan is die ou soos Nee, "Maar hier is die ek beste weet ding." waarvan jy praat. Soos ons kan riff op mekaar op dit. Soos het jy gehoor van hierdie storie? Wat is die Die storie van die weet jy nie, die storie van die Nee, wat die wat 'n storie Magnolia mis ek, Dal- Andre? die Magnolia Dal boskapper. So in 1950. Okay. Hoor hierdie, Hoe- in 1950. Wag, hoekom worry ek oor iets wat in 1950 gebeur het? Ek dink jy moet, want dit nou weer relevant geword sien jy, maar soos Okay. dis basies hoe daai fucking goed gaan. Okay. Soos dis sulke fucking Ja.
Ja, ek dink loaded question, Kotie gaan op kop skud as hy hoor ek sê dit, maar soos loaded question is die verkeerde woord, maar dit is soos 'n, jy weet, soos 'n leidende vraag meer, as ek dit so kan sê. Oh, yeah. Oh, dis okay, net actually, absoluut I dol. exactly know what you're talking about now. Ja, die Instagram. Toe dis jy 'n sê ou die met leidende draadjies. question ding. Ja, Ja, ja. dis is daai ding van, het jy geweet Ozempic is actually sleg vir jou? Soos, wag, wat bedoel jy? Dis, en dan vertel hy die Ozempic, hoekom Ozempic sleg is vir jou, wara, en dan gaan dit aan en dis waar jy clips op. I get what you're saying. Ja, Well, so, ons gaan ook fucking clips maak. Ons gaan try. ja, maar As ons hopelik is dit fokol bietjie meer reg kry, dan organies. gaan daar nie clips wees nie, man. Ja. Ons gaan clips maak van jy wat fucking sukkel met jou setup. Dis fyn. Ja, maar Dit was die eerste halfuur. stuff, my cable man, bro, die huis is skoon gemaak vandag en nou fucking lyk dit klaar weer. Het jy weer kak gemaak? Ja, maak net vir jou Strootjies lekker wat setup. rond lê van my fucking camera houer wat ek wou maak of my tripod. Maar dit is nogal cool gelyk, dit het Ek like- hang van die rak af. Ja, ons wil vir jou fancier equipment kry, dan kan jy fancy shit hang en ons kan vir jou 'n Sony kamera koop en dan kan jy regtig soos 'n YouTuber voel. Die ander ding wat ook, dis dalk 'n lekker ding. Dis eintlik om ons weer die podcast ook begin het is om geld in te samel vir ons GoFundMe vir Japan. Yeah, dis bra. ook 'n joke. Wel, dit hoef nie 'n joke te wees nie. As mense vir ons wil geld stuur vir 'n Japan tripie, is dit Ja, ons aanvaar glad nie geld eens nie. We egte ain't ding nie. about that life. Ons is hier vir die laughs. Vir die for enjoyment. your fucking self, dude. Ek is hier om Ek wil hê fucking mense geld moet te maak. instap en sê, ja dude, I'm fucking siek gelag. Ek het in my kar gepie. Hierdie ouens kos my geld. Want ek moet my kar laat skoonmaak. Ek Pis my nog, kar maar dit was was maar vol funny, dude. pis, bro. It's piss, dude. Ja, bro, so fucking start. Nee, Verskoon bro, die kar is fucking vuil. Ek het in hom gepis. Mal podcast wat ek luister. Kak funny, dude. Oh, wait, bro, mense met opinie. Same, bro. Ek gaan ook dit luister in jou kar en ook in jou kar pis. Ek wil ek dit skoonmaak. Mense met opinies, bro. Ja, Moenie net ons sal- podcast luister nie. Podcast jou luister, bro. Jy weet soos. My bro, Ek sê jy, nie- waar kom jy op met al hierdie reversible fucking kakwa? Het jy, dis die ander ding. Het jy al daai chick gesien? Classic. Dit is soos 'n ek het nie TikTok nie, ek's 'n old soul. So ek kry dit so 2 maande later op Goed. Facebook. Maar Ja, Dis op is daai Facebook, girl wat nie op sê- Instagram nie. dis daai girl wat legitly straight up fucking sonder om te blink, sonder om enigstens te skroom oor wat sy sê. Sy sê don't love your job, but job your love. Wat? Dan is die ander ou soos I love that. I love that. Ja, ek weet actually presies waarvan jy praat. Ja bro, ek weet nie, is dit fucked up om te sê, maar nee, ek gaan dit nie sê nie, ek vat terug, nee man. Sê gaan wel dit, iets come on, aansluit. dude, jy kan dit Nee, uitkat. nee, is fine, is fine. Garage. Nee. Bro, ons kan nie, nee, ek gaan dit uit-edit. Nee, ek wou doe seksisties wees. Ek wou doe seksisties. Wag, JP, kom hier. Laat ek vir iets sê, kom hier. Sê dit. Fluister dit vir my. Mans is snaakser as vrouens. My fok, Marek het my gehoor. Hoe het sy gehoor? Hoe hoor sy my? Dit is regtig goed. Sy antwoord my. sy hoor alles. Ja, maar deur agter is oop, dis hoekom. So, een ding wat ek deesdae nie doen is ek kyk nie trailers vir movies nie. Soos ek was altyd Okay. 'n massive trailer fan. Maar die trailers Ja. deesdae is net fucking belaglik. En toe ons The Odyssey gaan kyk, nou is ek soos, alright, dan moet jy mos nou weet, oor 2 weke kom Spider-Man uit, so daar gaan 'n fucking trailer wees vir dit.
Bro, hulle wys basies die hele fucking movie. Ek sê fucking hell, dis mos nou nie nodig nie. Soos hou net so 'n bietjie van dit te geheim. Ek het dieselfde gevoel met Spider-Man spesifiek. Ek het ook al die trailers gekyk vir dit en toe is daar 'n paar goed wat ek agterkom van ek dink hulle bait and switch bietjie. Ek kry gevoel daar's 'n bait and switch van byvoorbeeld Sadie Sink is okay, so dis daai Stranger Things actress, die ginger go, well, Sadie Sink. So sy speel 'n groot rol in die nuwe Spider-Man. So sy is een van die like groter rolle apparently. Sy is in al die fucking die press junkets and stuff. Allegedly. Maar niemand weet wat haar karakter is nie. Soos dis half 'n surprise om te sien wat sy karakter speel sy. Maar nou is my ding van okay, so dalk speel sy actually 'n moersrol en laat hulle regtig en dit gaan dalk die hoofplot wees, maar hulle hou alles half secret. Maar dis soos in die trailer is daar 'n klomp goed van soos die Hulk en stuff wat my bietjie afgepis het. En ek sê dis cool. Dalk moes hulle dit nie noodwendig spoil nie. Maar dan sal ook deel van my wat dink dalk is dit net soos 'n kwart van die fliek en dan die res gaan nie eers daaroor nie. Dalk is dit net soos een scene. Ja, ek dink dis dieselfde met soos as hulle die Doomsday trailer, ek het nie gekyk nie. Ek gaan dit nie kyk nie. Die vraag is, gaan jy Doomsday hierdie jaar? 100%. Ja, net Doomsday. Doomsday. 'n back-to-back. Praat ons oor dieselfde ding. Ja. Soos loop van een sinema na die ander een toe. Gaan jy nie? Ek skien vir dit, maar ek gaan moet pie. Nee, ek skien om dit te doen. Dis die 18de Desember dink ek. Ja, around there. Net voor ons fucking vlieg. Ek is baie keen om dit te doen. Maar al twee flieks is fucking 3 ure, bro. Dit gaan 'n 6 ure section. Nee, en kyk is nie 3 ure nie. Barbenheimer. Nee. Doomsday is 2.5. Dune gaan ook so, dit sal 2:45 wees. So jy gaan 5 ure met lock in. Weer eens, dis daai ding wat ek sê, hoe the fuck klaar jy as jy 'n hele soos meer movie time? Come on, dude. Soos, as jy as 'n massive flick, soos 'n movie soos The Odyssey is 3 ure lank. Is nog steeds te kort. I'll get into depth. Gaan kyk net die movie, dan kan ons dit bespreek. Ja. En daar's lekker talking points wat ons kan bespreek daar. Maar ek gaan nie nou into dit raak nie. So almal het nog 'n fucking week. Well, ek en Marik en John gaan môre kyk actually. So ons kan next week bietjie daaroor chat. Ek sien dit. Maar ek weet nie bro, ek is baie keen om dit te doen. My ding is net dis soos okay, so issue met flicks is, en ek fucking defend die movie experience, want ek love it om te flick. Ek love my local, ek moes 'n nuwe local sterkinikor kry met die track en wat, en dit het 'n IMAX en wat, so ek's fucking happy. Maar die issue met flick is, om te gaan IMAX is so fucking duur. Al het jy jou Discovery Vitality afslag en whatever, dis so duur, en jy moet 'n popcorn kry. Jean-Pierre gaan ongelukkig 2 keer popcorn moet kry. R170, ons het gisterand gaan fliek. R170 vir my large combo met 'n sweetie. Wat jy gaan kyk? Ons het Tuner gaan kyk. Dis bietjie meer nouveau tipe fliek, maar het was baie goed, maar ja, dis meer nie independent nie, maar very much more underground. Ek dink die baie mense gaan dit gaan kyk nie. Ek gaan eers reg veel verduidelik wat daar aangaan nie, maar dit was cool. Ek het actually iets anders om oor te bitch net nou, maar ons kan net dit bespreek. Maar nee, my punt is maar net like Sterkinikor se as ons net IMAX pakke. Well, dit ja, maar dit is net soos as ons nou 2 keer met IMAX in 1 dag. Hoeveel kos IMAX? Ek dink dit is R180 met afslag. Dis nou as jy dit gaan jou R500 vir jou kaartjies kos.
R500, okay, wel ek kry daarom afslag, so kom ons sê R400 vir die Ek ook. kaartjies. En dan Maar dis nie so fuck. Fuck, ons moet net 'n fact check. Iemand gaan Ja, jy moet kyk kyk, dit gaan ons dis kan soos dit $450 vir 2 mense om te gaan fliek. IMAX met jou afslag. Fuck it, en dis sonder Maar popcorn. dis 'n experience, fuck. Maar dit kom jy nie elke liewe Nee, fucking movie gaan kyk nie. Nee, I agree. Mense maar moet die my issue geld is verdien. Nou moet ek 2 IMAX flieks in een dag kyk. Moet ek dit nie net wat is die straf? Vrydag en dan die Saterdag nie. Like soos ek's regtig keen om dit te doen. Dis soos die Barbenheimer ding. Ons het gedoen. Die issue is So, jy net sal dit doen. Jy sal dit doen. En in my opinie 2 fucking savagely average movies. Oppenheimer is beter as Barbie. Maar Wat is jou beste movie van was daardie jaar Oppenheimer gewees? vir average? Ja. Wat was? Ek kan nie actually onthou nie. Wat 'n Precies, jaar het jy was al, dit? het jy dit al weer gekyk? Het jy al weer dit gekyk? Nee, Weet jy 'n movie? Ek sê weet jy, nie weet was jy 'n movie is weet jy kom eens ek wil iets sê. Weet jy 'n movie is fucking goed. As mense dit 'n jaarlikse ding maak om al 3 oor 1 naweek te kyk. Soos Lord of the Rings. Dis jy weet dit's fucking goed. As iets ek sê my saam met dit. Nee, ek sê my saam met dit. Het jy al weer Titanic gekyk? Nee. Ja, ek Jy al weer het Titanic gekyk? Ja. 'n stukkie, Ek het. was dit toevallig op? Ek het seker Of al maak 3 jy dit keer soos 'n- Titanic gekyk. Maar dis Was dit soos 'n Okay, besluit? nee. Hoor gou my lief. Ek sien ek Wat jy speel af. wat jy sê maak nie sin nie. Lord of the Rings. Jy kyk dit want jy's 'n fucking nerd. Dit het niks te doen met Ek dink nie jy hoef 'n nerd is Don't te get me wees wrong. nie. Fucking amazing flicks. Maar ek wat al een keer 'n jaar fucking Spider-Man 1 kyk, beteken nie Spider-Man 1 is 'n fucking jy weet I beg to masterpiece differ. nie. Daai Great Spider-Man flick. Spider-Man's bevolk. Nommer Ek 2 kyk is beter as Spider-Man 3 1. ook baie gereeld. 2 is fucking fantasties, 1 is goed, Ja. 3 is jat. Maar 3 is fun en ek hou Dis nie van Jat nie. nommer Dis 3. nie Jat nie, is bietjie iets anders. 3 is jat. Hulle bring bietjie Bro, lekker binne fucking- staan. Wat Venom. En Ja. wat sê en dan En die soos Hobgoblin. fucking James Franco se Hobgoblin wat ook James Sandman. Franco was fucking jat en daai fliek. Sandman was okay, maar hy was my ook father. pretty fucking boring. Het hy toe op jou einde? Ek kan nie onthou. Was dit die antwoord? Dit was hy wat sy oom doodgemaak het. Anyway, we're getting sidetracked. My punt is maar net die rede hoekom jy Lord of the Rings die hele tyd kyk is ja, dit is great flicks, maar ook dis want dit is soos jou favorite fucking jy's 'n fucking Tolkien nerd en jy love daai universe. En selfs met Star Wars. Daar's mense wat Star Wars fucking elke jaar kyk. En van die Star Wars is nie amazing nie. Die prequels, fucking Phantom Menace, nommer 1 is terrible. Fucking nee, okay, nee. Phantom Menace defend. Phantom Menace is cool. Sorry, ek hou van Phantom Menace. Nommer 2 is fucking jat. Ek dink is nogal pretty average. Star Wars. Which one? Not gonna lie. Ja, almal. I don't disagree with that. I don't disagree. Ek hou Dis- van die dis nie- original. Kyk, Vir sy die tyd. original en dalk dis voor ons tyd. En ek is bietjie van 'n Ja. graphic snob. Ek's nie een van daai mense wat 'n PlayStation 1 kan opboot en 'n game geniet daarop nie. Dit gaan my fucking pla. Dis nie not fun. Yeah, but I feel like Star Wars holds up though. Dis fine, maar die storie is net ook vir my soos ja, it doesn't grab me necessarily. Ek weet nie, Ja, dis nie die fights wat daar kan wees is daar nie. Ek weet nie. Die eerste ek het besluit met die nuwe trilogie om eintlik into te raak. Ja. Ek wou into it so kom. die ding- Toe episode 7 is soos fanservice en vir iemand wat nuut is en into it kom, ja, dit was cool geweest. En dit was nou net voor die toxic femininity ingekom het as jy dit so wil noem. Soos die Van die flawless heroine. sequels. Ja. Wel, die sequels. Van die Rey. En, ja, ek moet sê, ek het Ryan Johnson's wat se naam geniet, The Last Jedi.
net Die casino stuff. Het jy dit geniet? Ek kon sweer, ons het letterlik 'n mind episode waar ons oor die Last Jedi Ja, praat. ons het. Springbok Ek gaan nie span weet in The Last Jedi. Oh my Ja, fuck. okay. Ons is 'n History fucking, repeats ons is die itself. slang. Ja, ons is die slang wat sy fucking Maar dis die stab nice ding het, as jy bro. so lank terug episodes uitbring. Ai. Mens kan nie onthou ons al hieroor gepraat nie. Ek dink as jy net 10 episodes het en die een het letterlik The Last Jedi se fucking poster op, dan gaan mense dalk die connection kry. Hulle gaan dit dalk sien. Ja, maar ek but no, I met go daai, what dis al wat you... ek sê. Doesn't compare. Ja, Het jy ja. het jy al weer I Oppenheimer agree with gekyk? that. Het jy al weer Oppenheimer gekyk? Nee, ek het nie. Nee, Het jy al Laat weer so sal. Barbie gekyk? Het jy al weer Barbie nee, gekyk? hoor gaan my lied. Hoor gaan my lied. Daar, jy kry 'n ding waar sekere flieks is net beter die eerste keer wat jy het experience. Is net like nothing Ja. will ever top the first experience. En daar's Christopher Nolan se flieks is baie vir my soos dit. Selfs Denis se stuff, Denis Villeneuve, ek sê altyd sy naam verkeerd, maar hy selfs net met soos Dune en daai of Dune specifically, al sy soos epic stuff, soos hierdie crazy scale. Like ek voel daai experience wat jy in die IMAX het met die fucking waar alles net sous gooi om jou en is fucking pret. Ek dink daar is nie, it will never top that. Dus jou Ja. experience gaan nie beter word nie. Ek dink Kyk, Lord of the Rings dink ek is crazy goeie flieks. Maar ek voel ek kan ook sien hoe die average fan wat soos ek wat nie soos 'n Moorse Tolkien het is nie. Ek kan sien hoe as ek dit nou in IMAX gekyk het, hoe daai experience sou vir my soos ja, ek so dink goed as jy wees dat ek nie nee, kom ek weet. sê so dit dis nie so seer, jy weet dat ek want ek dink as jy 'n massive Tolkien fan is, dan gaan jy nie noodwendig die movies geniet nie. As jy daai tyd 'n Tolkien nerd was, sou jy weet van soos wat die fuck het hulle gedoen nie. Daar's baie goed hulle uitlaat, hierdie het nie. Maar ek dink jy sou ten minste waardeer dat dit vloei ten minste. So, laat Weet ek nie vir jou dan vra. Wat is die laaste fliek waar jy kan dink van okay, daai experience was vir my so bevolk, ek voel dit amper laatlik weer kyk, tipe ding. Want ek doen nie, ek oor die algemeen rewatch ek nie baie flieks nie. Ek's nie 'n rewatcher nie. Nee, ek dink ook ons het te min tyd deesdae. Ja, dis wel, ook die daar's ander ook te veel kak om te doen. Daar's te veel, Ja, veral precies. vir ons wat, like, dis nie, like, TV en movie is nie ons main hobby nie. Of dis nie ons enigste hobby nie. né? Wanneer laas het ek gevoel soos what a fucking movie? Ja, Onlangs. maar Onlangs to met that twee, extent. met twee. Nee, met Okay, okay. twee movies. Okay, Project kyk Hail of ek Mary. saam mee stem. Project Hail Mary. So, okay, gaan gaan aan. My baie emotion. Was my Ek sal vir jou- emotion. ek het 'n counter argument. Okay. En Obsession. Bro, okay. Kom ons praat oor al twee. Project Hail Mary. Let's Ek talk dink- about that. Let's Project Hail Mary. Kom ons praat daaroor. Ek dink my take is en ek het al met mense hieroor gepraat. Ek dink Project Hail Mary is die masterpiece for the normie viewer. Jy verstaan die woord normie, maar laat ek dit anders stel. Ek dink Project Hail Mary is die masterpiece for the average consumer, of wat ook al jy het voorstel, van ek dink nie die fliek is so great nie. Ek dink hulle doen baie goed reg. Ek dink fucking Ryan Gosling, ek fucking hou van hom as 'n akteur oor die algemeen. Ek love Ryan Gosling. Ek dink hy's fucking altyd oulik in alles wat hy speel. So ek hou van Ryan Gosling visually, fucking insane. Daar's 'n pet, daar's 'n klip wat fucking act soos 'n fucking hond en mense love fucking die pet sidekick character. Like, it ticks all the boxes, but there's nothing really unique or like crazily interesting for me, you know? Weet Soos, jy wat dis met my baie goed het jy die gedoen. boeke gelees? Het jy die boeke gelees? Nee.
Het jy 'n trailer gekyk? Ek het die fliek gekyk. Nee, maar het jy die trailer vir die movie gekyk? Kan nie, ek dink so, ek het ja, waarskynlik. Ja, wel, kom ek sê so, en ek dink dis hoekom ek nie wil trailers kyk nie, want ek het blind in dit ingegaan. Nie geweet nie, ek het geweet soos Project Hail Mary, basies soos half, ja, die konsep is, jy weet, ek weet wat Hail Mary is, ek weet hulle met die planeet red, whatever. So nie geweet nie, en was toe moes aangenaam verras, want ek het nie geweet hoe, jy weet, waartoe hierdie gaan nie, wat gaan gebeur nie. So dit was regtig net goed geweest, die musiek was befok, dit was Interstellar se score op steroids. Ek weet nie of het Hans dit compose. Okay, maar nee, dit was nie hy nie. Maar dit was nie die Hans score nie. was fucking goed. Die score was fucking Issue met die score is, okay, sorry, ek gaan jou nou sommer vang waar ek kan. So die score, kom ons gebruik jou manier van hoe jy dink of iets uniek is. Kan jy enige melody of 'n theme onthou van daai fliek? Want ek kan glad nie. Soos ek kan van Oppenheimer, is 'n goeie voorbeeld van soos 'n score wat ek actually kan onthou, wat nogals distinct was. Maar soos Project Hail Mary se score kan ek glad nie enigstens onthou nie. Ek onthou enigste ding musically wat ek onthou is soos die Harry Styles Sign of the Times, like needle drop ding vir sy karaoke en stuff, you know. Maar ek kan nie soos enige distinct like musical goedjies onthou nie. En dis my issue met meeste van die fliek. Soos ek dink dit was 'n goeie fliek en dis soos 'n perfekte voorbeeld van wat ek sê van sekere flieks is perfek die eerste keer wat jy dit kyk, maar ek het geen behoefte om weer dit kyk nie, want daar's niks. Kyk, ek het nie gesê ek sal weer Project Hail Mary kyk nie. Ek stem saam met jou, 100%. Maar ek sê net dit is wat ek onlangs gekyk het, wat ek en God net baie gepraat oor na die tyd. Want dit was 'n trane trekker en jy weet dit press the right buttons. Ja. En dan en dit is net 'n likable movie. Dis so likable. Iets wat ek ook nie noodwendig ek rewatch ook nie horror movies nie, byvoorbeeld, want die beste keer wat jy iets ervaar, soos dit is die eerste keer, want jy gaan nie banger wees die tweede keer as jy iets kyk nie. Ja. Exactly. Maar Obsession was fucking what a movie. Net die layers van dit en jy weet, dis wat gebeur as dit sulke tipe fucking screenwriters is en writers is wat stalk, cool. As daai mense wil stalk, cool, they earn it. Hulle moet hulle cash kry. Maar hierdie tos mense wat by die fucking groot companies is en op die groot movies skryf is absoluut jad. Jy weet soos hierdie mense, jy weet obviously is 'n klomp YouTubers. Sean Baker, dink ek. Ja, hulle almal gewoonlik, ek dink al daai cast members is basies al in hulle video's gewees wat hulle doen. Nie Sean Baker nie, dis 'n Nora se director. Ek dink is Curry Baker maybe. Curry Barker. Sorry, ek wou net kyk. Ja, Curry Barker. Curry Barker is Dit was my genuinely net goed, net die layers in dat as jy die movie kyk, want nou praat ons daaroor. Obviously as mense wat nie gekyk het nie, jy weet, sny nou maar die fucking potty af, maar nommer 1, dit is baie unsettling gewees. Jy weet, hoe sy skree. Moenie crazy spoilers gee nie. Moenie crazy spoilers gee nie. Maar net soos die sound editing, het jy daai make-up gesien wat hulle geskies. Daai make-up wat hulle gedoen het, net om haar unsettling te maak. En wat hulle ook die hele tyd gedoen het, ek het dit gelove. En dis wat jy net besef, en ek het gedink, soos JP het die movie so baie geniet. Ja, ek het dit fucking baie geniet. Want net die beligting, soos die hele tyd om haar gesig half net in die donker te hou. En shadows. Dit het mense so, dit was so ontstellend geweest. En ook nie die ergste en die underlying ding van dit is net die ou is die fucked up een eintlik. Ja, bro. Die hele idee van soos consent en soos die braai het 'n fout gemaak. Ag fuck, nee, okay, sorry, ek wou nou actually in spoilers aangaan, maar ek sal nie. Maar ja, die hele idee van nee, mense moet dalk kyk, JP. Okay, dis ja so fliek. Okay. Sorry, ek het nou die dag ook iets gesien. Ek wil nie The Odyssey spoil nie.
bra, jy het 3000 jaar Dis gehad 'n om dit te boek. fucking lees. Ja. Dis 'n baie bekende boek. Een ou Nee, boek. bro, dit was sulke lekker discussion na die tyd van ek het dit saam met Marek en John gekyk en dit was daai ding van ja, jy kry jy ou bietjie jammer en stuff, maar dan sê jy ook soos nee bro, like eerstens hy het hierdie gedoen. Hy het, Ja. so daar's soos layers van okay, eerstens hy het 'n kans gehad om haar te date, dink ek. Van die Nee, begin nee, af. Voor Hy- hy die wish gedoen het. Ek dink hy kon score as hy bietjie meer. Hy het nooit Dis waar nie. mense Hy- stry. Nee, hy het nooit nie, want en dis hoekom, want obviously dis nou voor als mooi ingeskop het. Jy weet wat sy Ja, ja. heeltemal teen het gefight het in die begin. Maar jy kan nie vir my sê dit was nie net fucking awkward die hele tyd gewees nie. En hy het soos obviously dit was daai ding van hy het net nooit 'n kans gehad nie, want hy is die persoon wat in die pad wat in sy eie pad staan. Want soos Ja. ek like ons as vriende. Nee, hoekom het hy dit net nie gesê nie? So dit, en verstaan, dis almal Nee, maar anders presies, se nee, maar skuld, dis- behalwe sy Ja, maar fucking dis eie. my nee, I agree, maar dis kom met my ook dis waar dit soos 'n ekstra layer van in die begin van die fliek voel ek daar was genoeg signs waar hulle imply dat as hierdie man dalk net behoorlik gekommunikeer het met hierdie vrou, was daar dalk 'n geleentheid waar hy soos Fair. met haar opeindig. As hy Ja, net of hy soos, sou ten minste sy gee hom uit. En hier's die ander ding. Hy sou geweet het hoe sy voel as hy net gefucking praat het. As hy net sy Ongeag het hoe hom sy voel. uitgegee. Sy was soos sy het direk van gevra hy is wat die fok gaan aan sê my wat die aangaan en hy het nie. Sy soos hy in my oë het hy 'n kans gehad soos dit was nie daai classic ding van heeltemal Maar die feit dat sy ek sê opgehoek is het met out 'n of ander his ou. league. Die feit dat sy opgehoek het met 'n ander. Ja, maar shame, het jy die ou gesien? Hy- Maak nie saak nie, hy's meer assertive en jy kom ons nie lelik Ja, nee, nie, nee, maar ek ek het in die begin van die movie toe ek soos hierdie ou ken haar en dis die ander ding ook. Hy ken haar, Ja. hy weet wat om vir haar te sê. Hy het daar gepraat. Hy het ons vir hom tips gegee wat om te sê en wat om te doen. Ja. Presies daai goed so hierdie ou ken haar. So, hy En dan sit 'n dieper layer want hy ken haar ook, so hy het vir hom gesê om goed te doen wat haar eintlik so afpis. sy chommy nou. Ja, sê Jommy. Ja, Daai maar tip ek voel nie sy vriendjie chommy was ek het hy gesê hy moet haar freaking dinkie noem. Het hy? Yes. Ek het daai vergeet, so hy het bietjie gesabotage. Ek het dit vergeet. Okay. Maar daai kyk die Maar ek fuck up weet nie, gedeelte bro. was waar sy geslaap lê, waar sy so lê en slaap. En Wel, ja. daai wat die ding sê I can be Nikki, I can be Nikki. Soos dit is nie Nikki nie. En hy Ja. was sulke En hy pussy, weet kon dit. nie net die hy kon nie die en die ding is hy het die easy way out gevat, nê? Of hy homself nou geskiet het of die pille gedrink het. Hy moes haar doodmaak, is die taf want hy sit hy met die consequences dat haar vermoor het. As hy homself vermoor, hoe the fuck lyk dit? Dan lyk sy deeply unsettled of soos unsound of mind en sy lyk net totally fucked up. As En bro, die eerste is hy het die easy way out gevat, maar hy sulke pussy, hy het dit ook opgevolg. Waar hy ja, want presies. net toe, want hy wou ons homself laat opgooi, letterlik daar in die last second. Net Wou hoe hy nog doen, homself, ja. En net toe maak hy 'n wish. Maar nee bro, en like big picture nou oor die hele obsession ding. Nee bro, dit was actually so fucking inspiring vir like enigiemand wat al gedink het jy wil soos 'n fliek maak of iets. Net die idee van hoeveel dit kos en stuff, what. Soos die budget was soos $800,000 wat in die grand scheme of things rarig nie baie fucking geld is. En dis rarig low budget, veral vir 'n Amerikaanse fliek. Ja, maar as jy 'n production house het wat jou sponsor maak, bedoel volk. Dis nog steeds baie, JP. $800,000 in Amerika is dit rarig min. Onder 'n mil is fucking min. In Suid-Afrika wat? Dis amper In Suid-Afrika is dit 16 bar. Ja, bietjie minder. Ja, nader, ja, 15, 14, Of ja. wat is die dollar nou? 16, ekskuus nie. Ek dink 16, ek ja. werk op 19. Ja, bro, dis baie, dit kom 'n lang pad, maar nog steeds, dis klein, hulle moes regtig slim gewerk het. Dis eintlik wat ek
meer soos hulle moes regtig slim aan hierdie kak gedink het en net soos Ja, en dis hoekom soos die wat jy make-up noem en die beligting beligting en stuff, bro. Ja, nee, Die 100%. make-up, 100%. die make-up was goed, maar dis nie asof dis meer op die einde waar dinge bietjie fucking hand uitdruk, dis van die make-up goed, soos crazy moes gaan, you know. Maar kak soos die beligting, soos wat jy sê, die shadows, hoe hulle net fucking op 'n manier En hierdie maar girl klein- so klein fucking details. creepy laat lyk. So een ding wat Courtney gesê het is sy kan nie verstaan hoe sy daai girl se kop so ingebash nie. Dis ek soos wel nommer 1, sy het 'n klip daar gesit. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. 'n Baksteen, ja. Dis 'n Ja, so baksteen. baksteen so staan, smash haar Die in kop die daar. wiel, ja. Ja, en toe wat sy ook gedoen het is toe het sy aangetrek en probeer lyk soos die girl, soos tattoos opgeteken en sulke goed, ja. En die hare, Maar, ja. ja. So maar John, dis crazy. ek weet nie of hy waar is nie, want sy het mos die girl bietjie soos gedecapitate en crazy shit met haar gedoen mos, daar aan die einde. Sy nie die capitate nie, is net al, Wat het sy gedoen nou weer? Het sy nie haar hare gedra nie? Het sy nie haar hare afgesny of iets nie? dink so want die chick het in die stoel gelê. Ja. Sover ek Ja. weet het sy haar hare aangehad, soos letterlik haar skalp afgesny en haar hare opgesit. Fuck it. Ek sien dis ek- sulke klein ek- details wat Maar jy kan dit nie mooi sien want hulle het selfde kleur hare, maar dit lyk net asof haar hare soos fucked up vuil is, maar ek dink dit was letterlik Ja. soos die chick se hare. Maar Sê ek my- kan verkeerd wees, dit was iets. Ja. 'n trailer wat ek nou soos gekyk het, is ek so what the fuck. En dit lyk ook fucking goed. Other Mommy is die movie se naam. Nee, I didn't love the trailer. Maar was jy nie gevang net deur daai jump scare so bietjie nie? Okay. So, dis 'n goeie ding om nou op te bring. Rede hoekom ek van Obsession gehou het is, daar was jump scares, maar dit was nie die classic Hollywood jump scare van hoe jy het Sinners gekyk. Ja. So laas jaar, Sinners was oor die algemeen goed, maar Sinners het fucking weird kak vir my gedoen. So daar was een scene in Sinners waar die vampire sit in die stoel en sy oë is soos rooi. En die kamera gaan op hom en dan skielik is dit soos 'n jump scare met musiek. Dis soos musiek is die jump scare. En ek haat sulke kak. En meeste horrorfilms is dit waar dit is harde musiek en dan skrik jy jou doos af. En dan soos okay, dis bietjie Wat ek like en kan ek net sê wat ek like van horror movies en soos musiek is als en sound effects. Soos daai wat hulle gedoen het met Up, wat hulle basies as jy scientific raak daaroor, wat hulle Ja. die frekwensie gekry het tussen lag en huil. So daar's so 'n frekwensie wat so tussen die twee speel. So jy kan nie agterkom of die geluid wat jy nou hoor is iemand wat lag of iemand wat huil nie. En This dit is Laurel dit Yanny is- situation. Ja, dit is daai gedeelte waar daai mense nou opgesuig is en dan jy weet hulle word nou verteer deur hierdie ding. Ja. En dan hoor jy daai en dieselfde was het jy ooit wat is die movie se naam met die hy eet kinders Zabool of iets is dit man. Met Ethan Hawke. Ethan Hawke. Well, Is die protagonist. Black Phone. Nee, Ja? nee. Nee, Waar hy die hy het ook 'n kinders Black Phone steel. gespeel. Wow. Nee, hierdie is 'n ander een, bro. Dis 'n Okay. Sinister. Well, die eerste een was goed. Of een van die Sinisters was goed. Nommer Een is- 1, bro. hulle het soos Se 3 musiek was so unsettling die hele tyd gewees. Want wat hulle vat is hulle het soos basic goed gevat soos 'n iets wat glip. Soos 'n film wat glip en dan sit hulle 'n weird melody daarin. Iets wat 'n movie wat dit ook gedoen het, maar dit was net die movie was toe kak aan die einde, maar aan die begin was dit soos wat die volgende aan was men. Daai Ja. wat sy so in die tonnel staan en maak sy so ha. Verstaan en dan echo dit so. Ja. En dan kom dit terug en toe doen sy dit weer en toe doen iemand dit terug, maar toe begin hulle daai klanke so weer loop. So toe sit nader aan die musiek wat bou. Ja. En dus op 'n tyd was ek net so fucking You know what? I'll be honest. Ek is nie 'n moerse gewoonlik is ek nie 'n fan van
sulke musiek in 'n horror movie nie. Net want dit voel of hulle soos artificial tension probeer inbring, waar dit soos, jy weet, jy die crazy musiek wat jou soos nou moet uit laat stres. Soos die musiek doen al die werk, maar dan die visuals is soos average. Maar dit is so 'n You horror get what game. I'm saying. Speel 'n horror game met klank af. Ja, nee, maar horror games is anders, want dis 'n interactive experience. Dis baie anders as Want dis die ek klanke wat jy ook hoor. Ja, maar dis want Klanke, dis alles jy wat bydra. ja, nee, maar dis is role-playing. Jy's in dit en jy beheer dit en jy as daar jumpscare is jy die persoon wat die jumpscare bring. Soos jy weet jy moet jouself push om dit te laat gebeur. You get what I'm saying? Okay, Met 'n fliek fair is dit 'n rollercoaster waar daar's musiek ook klaar en daar's musiek en jy experience dit en as alles net hard word. I don't know. Ek sukkel met musiek in horror movies net want ek Is jy like van nie hoe daai hulle audio probeer. files? Jy like dit Ja, self. nou jy sien. Maar wat hierdie fucking fliek se audio so goed gemaak het is soos daai sinners was die voorbeeld van soos 'n fucking viool wat daai jy weet die viool scratch wat die Ja. classic. Ek fucking haat daai en dit was vir my so lame toe dit gebeur het. Nie sin gemaak met die fliek nie. Maar in hierdie fliek se musiek was so fucking goed waar as sy uitfok was dit soos half die musiek word harder, maar dit voel of die musiek deel is Jy is van reg. soos Daai een jump sy nee, goed doen. jy's reg en jy's verkeerd. Daar was 'n jump scare met musiek gewees. Onthou jy nie die Ja. love scene wat net skielik wat hulle soos vry en toe ewe skielik toe is dit net so en toe fucking ja. Yes, Maar die ding is fucking wat vir my groot cool is, dit voel of die musiek half altyd sin maak. Soos dit dit is was 'n nie asof tonal hulle shift. Ja, soos toe sy Ja. bykom ewe skielik toe Ja. shift dit soos what the fuck. Ja, dit Dis nie asof hulle probeer tension opstoot deur om soos weird freaky shit te doen nie. Dit voel of dit saam met die fliek beweeg. If you get what I'm saying. Soos wat dit en dan dip dit die hele tyd so op en af saam met dit, maar soos in a very organic way. Ek weet nie, en fuck horror movies sukkel met dit. En ek voel iets so sinister Ja, of ek het die weet jy nuwe wat- Insidious ding nou gekyk en dis ook soos presies Nee, af maar die grootste fout nê, 'n horror movie soos mense fear of mense is bang vir dit wat hulle nie weet nie. Soos as dit unknown is. Kom ons vat byvoorbeeld Obsession. Hulle het nooit regtig reveal explicitly dat daar nou iets binne haar is nie. Jy weet dit is net die girl wat hulle scary gemaak het. Niks anders as dit nie. En dit is die scary ding. Jy weet nie wat nou uit haar oë uit vir jou kyk nie. Jy weet hulle het daai suspense geskep. As waar met jy weet soos 'n movie met 'n monster. Sodra jy die monster sien is jy soos nee. Daar's min goed wat unsettling is. Kyk dan laat dit Dis jou trump card. Dis soos jou fucking ja, ace precies. in your sleeve Precies. en dan wys jy en jou dis ace eintlik- dan se klaar. Dis die kort wat jy eintlik nooit met reveal in 'n horror movie nie. Soos jy moet dit net aanhou. Dis kom aan lang ook as daar 'n bietjie mystery in iets is en jy weet daar die villain is so 'n bietjie unknown. Dit trek mense in. Mense soos wat was hierdie? Wat 'n moer het hier gebeur? Jy weet soos presies. Maar die oomblik as jy dan 'n bietjie uitbrei daaroor, ek dink ook 'n movie wat dit baie goed reg gekry het, maar dit was eintlik net scary. Was The Conjuring 2 met ja, ek het van Valak. Conjuring 2 gehou. Ja, dis mos hier Ja, dit was in scary. Londen of in UK Yes, of yes. Great Britain Aye. of Ja. England of wat ook al jy wil Nee, noem. maar die eerste een was ook Ah. fucking die eerste een was ook fucking scary en dit was net crazy shots en nadat het mense dit nou al probeer doen. Soos daar's nou 'n trope van fucking chat AI movies wat uitkom oor robotte en AI en so dis is nie regtig so scary nie. Is nie, Ja, is nie ek frightening. was nooit Okay, maar dis 'n goeie ding om nou op te bring met Obsession. So Obsession het vir my low-key 'n nuwe fobia gegee oor daai ding van dit is soos daai dis 'n baie real feeling van daai emotional abuse van iemand wat net inconsistent is of iemand wat net jy weet soos breakouts het. Ja, gaan dan sê mense ook ja, dis die crazy girlfriend trope en so, maar kyk dit draai dit op sy kop, maar
that's sort of what it was. Kyk, een ding wat my geïrriteer Ek dink as well, to be fair, sorry, op dit, die crazy girlfriend trope, ek dink nie dis noodwendig 'n crazy girlfriend trope nie, maar ek dink dis soos, ek dink mense met soos weird domestic abuse, emotional abuse situations, waar, like, ek weet van mense wat al similar experience gehad het met partners of wat ook al, waar dit net soos mense wat so fucking onvoorspelbaar is. Like, ek het nie eers jou gesien nie. Ja, nee, jy het nie. Wow. Nee, to be fair, julle is kak consistent. Ek kan vir jou sê, ek kan presies sê wanneer kort nie gaan kwaad raak. Julle is baie consistent. Nee, ek kan rarig, hulle het dit rarig fucking goed gedoen, waar daar, jy kon duidelik dit sien van soos, I can see how this is fucking terrifying, waar jy net nie iemand verstaan en jy weet nie hoe hulle gaan reageer met mekaar nie. Ja, maar die ding van hom ook is, nee, nou staan sy daar en sy doen weird goed. Jy weet, hy het nooit gesê, weet jy wat, fuck dit, ons gaan nie na hierdie kuier toe gaan nie. Jy weet, hy het nooit opgestaan en gesê, fuck hierdie Nee, gaan vernederend wees of het gaan. Hy het net niks gedoen nie. Daai toe sou homself in die gesig slaan. Hy het net bly sit, bra. Wat was sy redenasie nou weer om na die kuier toe te gaan? Hy wou net 'n breek van haar kry. Dit was 'n boys night. It was 'n boys night. Ja. Maar dit was nie. Maar 'n boys night. Ja. Dis hoe hy het bemaak. Maar dit was sy manier om net weg te kom wat hy was bietjie freaked out tipe ding. Ja, en dis, ja, die movie, it was fucking layers, bra. Baie layers. Die ou was net en wat ek in kort net stryd gesê het is, hy is net 'n klein bra. So dit is daai indecisive fucking male character wat net, en dit is eintlik, dis amper soos, Dostoevsky skryf oor basies toxic empathy, wat, ek dink Crime and Punishment is die boek se naam, en dis basies, volg hierdie ou in communist Russia, wat hierdie prostituut wil red, en basies maak hy al hierdie beloftes aan hom, maar dis eintlik net sy eie ego, en hy is soos 'n narcissus, massive narcissus, en dan maak hy al hierdie beloftes, soos ja, hy gaan haar red, en hy gaan haar verander en alles, en dan besef hy, uiteindelik, soos, fuck, hierdie taak is eintlik te groot wat hy opgesaal het, en jy weet, hy gaan gejudge word en alles as hy dit doen, so nou wil hy nie by dit stiek nie, en as hy daar aankom, dan effectively sê hy vir, ja, het iemand soos jy regtig gedink ek wil jou help, ek het net gejoke met jou, jy weet, en dis daai ding, soos, hierdie ou, byvoorbeeld, dink, hy is gepas vir 'n girl soos dit, met sy persoonlikheid, want hy is 'n closeted narcissist. Ja. En jy kry sulke mense, wat hulle self, jy weet, soos narcissism, en as jy wou sê iemand is byvoorbeeld 'n psychopath, jy weet, dit is maar moes, egos ensovoort, dink baie van hulle self en so, en dan obviously die trait is meer hulle charmant, maar dit is nie altyd so nie. Jy kry obviously closeted, en dit is baie keer wat die incel culture, mense wat true incels is, as jy hoor hoe hulle praat en hoe hulle neerkyk op mense, soos hulle dink generally hulle is beter as ander mense, al is hulle nie. En dit was wat hierdie ou was, en dit is wat hom so frustrerend gemaak het. Hy is die van hy kon nooit fucking, tot fucking met sy eie selfmoord, kon hy nie eers 'n man wees nie. So, dink jy, okay, die woord incel, so, incel imply gewoonlik dat daar so 'n bietjie, hulle het gewoonlik iets teen die geslag, teen vrouens, of like, daar's 'n ding van, hulle het nie respek vir vrouens nie, of hulle... Ek dink ook nie, nee, incel... Ek dink nie, hy is noodwendig dit nie. Nee, want weet jy wat, en hier is die ding, hy was eintlik, en hy kon net nie vrede maak met dit nie, want daar's infatuation, en dan is daar, dit was 'n classic ou wat net above sy league gepunch het, en dit goes both ways, daar's mans en vrouens wat dit doen, maar above his league gepunch het, maar sy league, die ander girl was fucking pragtig. Sy was ook net so mooi, en sy was mooi. Fucking, okay, ek kan my in 'n... Nee, ek is nie sarkasties nie, ek was nou dood, sy was actually mooi. Ek kan my in 'n wip vang met 'n bullring. Jemmel, ek dink vrouens is beautiful, waarvan praat jy? Okay, gaan aan. Nee, ek is ernstig, sy was baie mooi. Jy met jou podcast daar uit jou fucking basement uit.
Ek sê Nee, maar nee, sy was en soos hy het sulke veel rapport. hy het kans gestaan. Sy het eintlik van hom gehou. En die movie se naam is Ja. Obsession. Maar onthou, don't obsess over your obsession. Obsession over your obsessed. Maar sorry, dis net weer 'n joke. Bro, ek het jou probeer ernstig vandag en ek het daar gedink, ek soos okay, wag nee, hy vat die pis. Okay, gaan aan. gaan aan. Nee, maar soos dis die ding, die movie se naam is Obsession en ja, dit gaan oor maar hy is eintlik obsessed met haar. So obsessed dat hy nie bereid is om haar Om maar fucking fucking te laat gaan of om dood te maak om te sê hulle is nie gepas mekaar nie. So, laat ek jou actually vra. So dit spoilers vir die heel einde. Op die einde basically al die karakters is dood behalwe Nikki. Nikki is nie meer onder die trance nie. So good for her, maar sy's gefok. Sy het nou dooie lyke om haar. Sy het Ja, drie sy gaan fucking tronk dooie toe. lyke om Sy gaan haar. tronk Sy toe. gaan tronk toe. Fucking waarskynlik mental health issues for the rest of her life. Gees. Terrible einde. Goeie einde, soos die fliek het 'n goeie einde, maar Ja. probably the worst case scenario vir fucking die characters straight up. Ja. Wat dink jy sou die best case scenario wees? Soos van Best soos case die scenario middelpunt is af. hy was vir die eerste keer 'n fucking man in sy lewe en hy accept verantwoordelikheid vir so sy of hy aanvaar die consequences van sy dade en hy step up en hy maak haar dood. Once. Dink jy? Wel, sy het straight up vir hom gevra daar amper Vra in die om wat te einde. doen, want die ding is as jy daaraan dink en ek sê ook vir God nie, dit sou nie sin maak dat hy homself doodmaak nie, want all fingers would point to her, want almal sien hoe mal sy is. Hulle sou dit vermoed het. Jy weet, hulle sou vermoed dit is sy. So she would have been implicated in it. Maar as hy haar doodgemaak het, dan aanvaar, dan vat hy maar die brand op dit. Om homself dood te maak Ja. is a way out. Shame. Ek dink honestly hy moes homself fuck. Nee, ek Dink het jy- nie dink vir 'n jy hulle fok sal jammer haar gevoel vir blameer? daardie ou. Ek het nie een keer jammer gevoel vir daardie ou nie, bro. Hy is Nee, ek het hom ook nie jammer gekry nie. Ek probeer vir haar die beste manier uitkry. Waar of hy iemand homself of die doodmaak best waar case sy scenario, uitkom. best case scenario voor als balls to the wall gaan het. In plaas van dat sy Chommy vir $1 biljoen gewens het, wens sy dat Nikki nie obsessed is met hom nie. Nee, bro, fucking ou Lisa was al lekker in die kar fucking Ja, 'n baksteen raak geloop. Ja, nee, ons moet voor dit. Ek dink jy weet waar hulle nog kon terugkom is voor die party. Ek dink as hy iets voor die party gedoen het, want van daai party Ja, af nee. dis toe dinge baie uit begin, soos Ja, waar dit is mense fucked. uitgefreek word. Fuck. So as hy homself net doodgemaak het voor die party, dan sou dinge actually alright wees, dink ek. Wat het jy gesê, wat het jy gedink van die editing van haar movements? Daai dat hulle soos die Weet jy wat hulle ja, so ek het hulle dit het net laat sy agtergekom tydens basies die in fliek. slow-mo beweeg, ja. Ja. Slow-mo. Nie net slow-mo nie, en of reverse. speed it up en dan laat hulle haar soos of 'n movement maak maar dan reverse hulle dit net. En dis hoe Ja, exactly. Ja, die reversing. En die ding is, dis soos 'n fucking film school trick. Dis soos very basic ding, maar dit lyk bietjie cheesy. Maar hulle het dit op 'n manier gedoen dat dit soos actually sin maak. Want Waar sy was soos in die jy kan donker. sien, nee, ja, maar selfs soos daar's soos 'n bekende scene daar net ek dink was net na die party waar sy mos so staan en dan hardloop sy na hom toe en dan stop sy. Of hy Ja. soos please don't hurt me Nikki. En soos oh I'll never hurt you en dan fucking dit. En dan dis waar sy die een opstaan en terug beweeg tipe ding. Ja. Ek dink soos dit is nogals duidelik, jy kan alles sien wat aangaan en dit lyk fucking cheesy. Maar dis net soos hoe hulle ook die dubbing gedoen het vir die of die ADR vir die sound, waar sy soos nog steeds praat terwyl sy dit doen, maar dit pas nie heeltemal haar mond nie. Soos alles het net soos goed gewerk waar dit soos 'n weird unsettling ding is. Al kan jou brein verstaan soos dis soos hulle reverse dit en hulle het ADR op het gesê whatever. Soos jou brein sien dit, maar it works in this context, you know.
En Ja, dis die cool ding vir meeste van die fliek, like hulle doen weird cheaperige techniques, juist want dit is 'n goedkoper produksie. En dit fucking werk. Hulle het dit op 'n manier laat fucking perfect lyk in hierdie konteks. En dis fucking moeilik om te doen. Dis Nee, regtig 100%. fucking cool. Nee, dit was ek dink hulle gaan 100% 'n Oscar wen vir original screenplay. Screenplay. Ek fucking hoop so. Ja. Want met Miskien horror vir- movies die konsep. Miskien vir make-up en prosthetics. Nee, nie na The Odyssey en Dune en sulke stuff nie. Ja, maar Make-up. met Ek dink respek screenplay het hulle. Kyk vir Odyssey. Ek het gehoor mense like nie die costumes nie. Nee, dis net gaan kyk dit sal die volgende episode Okay. wees wat ons oor praat en dan Ja. praat. To be fair, ek dink Dune gaan daai ouetjie kry waarskynlik, want Dune 1 O, en ja. 2 was so fucking consistent met production design, bro. Ja. En Nee, en ek sien kyk Dune is een van daai goed soos ek sal nie een of twee kyk nie want ek weet ek sal dalk 'n trilogy rewatch wil doen op 'n tyd. Ja, ek voel dieselfde so met Lord of the Rings. Ja. En selfs as 'n al- goeie trilogy daar's- is Ja. The Hobbit. The Hobbit is nie so goed nie, though. Shut your Is die Hobbit mouth. goed? Ja. Okay, dalk enjoyable. is jy net 'n ek dink jy is net 'n Tolkien fan. Ek so Ek- fantasy. Wait, nee. Wat hou jy van The Ring of Power? Ek kan nie onthou nie. Ons het alweer op hierdie eense podcast oor gechat, maar is jy nog steeds 'n defender daar? Ek is 'n Tolkien fan. Wanneer het ek Rings of Power defend? Ek een van nee, jy het dit defend op 'n stadium. Met Fuck, hierdie eense dalk podcast. Season 1. Dalk season 1, Ek- maar jy het na season dit, 1 defend. atrocious. Fucking atrocious. I was trying to give it a chance. Fucking so unmemorable. Dis 'n Jot series. Ek wil nie eens ek sal op 'n ander tyd ingaan, maar dis 'n Jot series. Ja, ag, ek het nie eintlik veel opinies daar nie, want ek het dit glad nie gekyk. Ek het dit begin kyk. Ek het actually 2 episodes begin kyk en toe sê ek so snap dit ek het soos geen belangstelling gehad nie. Die visually het dit vir my so fucking clean gelyk. Soos fucking Mandalorian season 3, bro. Like ek kon nie Mandalorian klaar kyk nie, want jy kan net sien almal fucking lewe op 'n stage, want almal loop soos 5 meter, dan moet hulle stop waar hulle is, want dis alles mos daai 3D screens en kak. En die Amazon series het Rings of Power het ook vir my so gevoel waar ek weet nie, alles voel vir my net so fucking clean en untangible. en Dit was, ek weet nie. Soos kyk, dis een ding wat ek sal waardeer van Nolan, practical effects, bro. Soos bring that back. Bring back Ja, the bro. scope. Jy weet soos mense is al so gewoond aan green screens. Die oomblik is daar een as ek so serious chat. I'm not enjoying this. En nog meer want die studios wil nie op VFX, jy weet, effects soos enigsins geld spandeer nie. So dat jy doen dit so cheap as moontlik. Jy kan nie 'n movie soos The Lord of the Rings hê want die probleem is en dis wat hulle nie verstaan nie is jy moet prosthetics hê nog steeds oor dit. En mense doen Ja. dit, maar soos dit was net ja, iets wat ons dalk ook in die nuwe volgende episode kan chat is Stranger Things finale. Ek daar chat. So lys maar. Ons gaan seker Ons gaan geprep wees. Hier is die by- eerste episode, so net om die mense 'n bietjie aan die gang te kry. Ek sal dalk mense Ja, se julle, vergeet, ons- ons kan seker maar Springbok bokspan doen. Ja. Jy weet wat, ek dink een Springbok bokspan is genoeg elke 5 jaar. So net voor die World Cup kan jy nog 'n Springbok bokspan. Hoe klink dit? O, so jy kan nog- Update Okay, dit. Jy kan dit update. Nee. Ek keer jy nou nie. af. Ek gaan gaan nie. nog 'n jaar of Perfekte twee span eintlik. Ek gaan net weer die span resize wat ek laas gehad. Dis hom. Okay, op daai noot, ons gaan daai dan net copy and paste en vir die mense aanstuur. Ons het op ons Instagram sit. Ja, kom ons praat actually om gou te sluit. Kom ons praat gou bietjie oor die future. So Dis sluit. Ons Wat beplan is sluit? nou- af te sluit. af te sluit. Praat jou taal. Ons sluit hierdie conversation. Ek doen nie ek. Nou, jou ek's- ouma I'm a het Cape glas Townian now. I geëet. speak Jou English, Jou ouma het glas geëet. Brother, Tot jy 'n I taal speak kan praat. English in this Cape Town, eh? I have to speak English. Sorry, ek kry Jy net kan gou Afrikaans, ietsie moenie worry nie.
Okay, Dan dat is is hulle nie fucking eerlik. aanvaar nie. Broer, ek het 'n Miskien fucking fantastiese in the Engelse Republic accent. of Ireland, maar nie in die UK nie. Ons het so baie geleer vandag, hè? Ons sê dit. Ek weet nie eens of wat 'n fucking ek episode. weet nie Voel so waar lank terug. daai conversation het iewers in hierdie Dit was lang 'n storie wat ek 2,5 vertel uur het. in gespeel. Ek gaan nie weer Ja, man, dit was- Nee, Nee, maar die ding is, daar het so baie kak tussentyd gebeur waar jy mics moet rondskuif en fucking jy gaan daai moet edit. jy het ek fucking gaan baie goed uit dit. Nee, so kom ons praat bietjie oor die future. So ons goal is om van hierdie episode af weekly weer te gaan. Om fucking hierdie een keer 'n week te doen, by mekaar te kom oor die skerm en dan bietjie potty te skiet. Ons kyk na 1 en 'n half, 2 ure lekker. Ja, fucking gaan nice wees. Ons gaan gaste opbring. Ons kan nou gaste opbring want ons kan net 'n link vir hulle stuur en hulle join en dis baie makliker. Nog iets? Ek gaan 'n Nog mic iets setup wat- moet hê. Ek gaan 'n mic setup moet hê. Of hulle fucking gebruik hulle Xbox headset en ek sal maar audio edit. Ja, ons sal maar kyk hoe maar- dit werk. Ons sal kyk, ons kan bietjie toets. Anders is dit maar net twee mense met opinies. Ja, is fine. Nou, dit is indeed mense. So Mense met opinies, dubbelpunt, Tale of Two Cities. okay, ons kan dit die eerste dit kan nie die episode Of- se naam wees. Hoe of klink dit? Mense met opinies, Okay. dubbelpunt, A Tale of Two Critics. Is ons critics? Klassifiseer Ons- ons as ons fucking toch wel- critics? Krities oor alles. Ja, maar Net hoe- is dit valid? Eet jy like jy tomate? Oh my fuck, okay, ek gaan eers dit antwoord. Ek doen actually Ja. nou. Ek dink laas toe ons hierdie podcast geskiet het ek nie van tamatie gehou nie. Dis hoe lank Precies. terug. Jy het 'n opinie. Jy's krities oor dit. Andre, kom ons dink dit daar 3 jaar terug. Wat baie In nee, daai ons gaan tyd. ons gaan met throwback. Daar's baie shit waarna ons kan praat. Jy weet wat, ons gaan dis ook die Ons gaan 'n volgende throwback episode. segment doen. Ons gaan 'n throwback Ons segment sal- doen om oor iets te Okay, praat wat ons verby is. beloof volgende jaar ons sal dit dalk bietjie meer prep, maar Wanneer ons volgende 4 jaar. subscribers Volgende het, episode. gang, van ons 4 subscribers, ek dink ons is op 10 subscribers. Nee, kom ons kyk gou. Check of Ons is hierso op 59. Okay, boys. As julle ons op 69 subscribers kry, maar hou dit daar. dan 69. ja, hou dit en dan as iemand subscribe moet jy unsubscribe. Laat dit net op 69 bly. En dan sal ons bietjie vir julle goeie content gee en vir julle vertel wat in die laaste 3 jaar gebeur het. Ons 69th subscriber kan 'n vraag van sy keuse instuur. Ooh, dis 'n oulike idee. Actually straight up, manne, ons wou actually met julle praat. Manne as in ons het actually 'n paar vrou viewers. Ek wil net dit noem. Ons gaan die stats weer opkry, maar ons het 'n paar nee, vrouens. jy sal sien meeste van die viewers is vrouens. En ek sê dit nie weer die meeste Damn vrouens dis die mense wat by podcast luister. Ja, nie want vrouens. ons eie vrouens en ons vriendinne en die vrouens in ons lewens ondersteun Dit ons is nie 'n baie. podcast vir mans nie. Where the crypto Nee. at? Bro, damn straight. Ons praat nie oor crypto nie en ons is te fucking aantreklik vir die mans. Ons is fucking clickbait vir vrouens. Ek en my fucking ek weet nie, my gesig hierso is blou, maar ek's ook op 'n manier rooi gebrand. Fok weet wat hier aangaan. Ek weet nie hoe ek rooi en blou kan wees hier nie. As ons Kat is nog 69 die heeltyd subscribers hier kry, agter my. ter viering van JP se blou agtergrond sal hy die avatar video vir homself post aan die einde van 'n episode. There we go. Fucking Het jy nog those daai video? benefits as jy subscribe. Ek dink Het jy nog daai video? Honestly, I don't think so. Ja, jy het Wanneer seker. ons wou actually 'n segment opbring waar julle moet vir ons ons wil sponsors vat, essentially. Ons wil sponsors hê. Ek As steun jy dit, ons wil sponsor. Ek's 'n kapitalis, hierdie is almal se podcast. Nee. Oh, nee, ek's nie 'n kapitalis. Sê weer? Okay, dankie. Ek's 'n- Ek's 'n kapitalis.
Jy So, to give guys, hierdie podcast kort surprisingly geld. Kyk hierdie mooi fucking mic setup met die kous van Anrich. Soos julle kan sien, dis fucking duur. Ons is 'n duur produksie hierso. So ons gaan sponsors vat. As jy vir ons R20 wil stuur, sal dit fucking lieflik wees en dan kan jy 'n segment, julle sal sien in die edit, jy gaan 'n segment hê waar jy vir 30 sekondes jou sê kan gee. Jy tik vir ons uit wat ons moet sê en ons sal waarskynlik bietjie meer PC maak en ons sal dit sê. JP, So as jy JP, weet jy- voel jou JP, weet jy- maar gelukwens, doen dit. Ja? Weet jy wie met ons op die podcast kry? Ja. Het jy al daai ou gesien wat rap? Hy kom van Bronkhorstspruit af en jy klink nou presies soos hy. Hy doen shout-outs vir soos R100 een. Ja, presies, dis presies wat ons wil doen. Ja, en daai jy kan dit doen. Jy klink soos hy nou. Weet jy van daai vrou? Kom ons doen dit. En dan gaan sy so. Okay, Dit ek sal gaan dit nice vir mense jou wees sê. om op die podcast te kry. Ons moet hulle 'n platform gee. Ja, want hulle fucking paar duisend Instagram followers is Van hulle snipe. minder as wat ons is. Ons het Anrich, ons het Shut your 59 subscribers hier op YouTube. 59. Wat 'n platform het ons nou? 59 boy. Dis crazy, bro. Daar was Maar nee, 59 mense wat 'n notification gaan kry. Fucking Nee, hulle het nie die bel gedruk. Ek het skaars die fucking bel gedruk. My eie account het nie. Okay, ek het dat bel. Maar dit sal waarskynlik ons eerste sponsors wees vir die episode. Ons gaan julle net herinner om te subscribe asseblief. Dit sal lekker wees. Jy weet, ons het 'n Instagram account. Ek dink ons gaan nou TikTok hê. Ek dink ons het al klaar TikTok, maar nou gaan ons actually goed op TikTok sit. Is jy reg vir dit? ja, Dis tough. het Jy gaan dit reg. nie sien nie. Jy gaan dit sien nie, maar hopelik kom kyk mense hier podcast. Maar ja, ons gaan bietjie sponsors vat, so as julle wil hê ons moet vir julle iets adverteer, please let us know en stuur ons 'n DM of wat ook al. Dit sal fun wees. Ons sal dit rustig hou. Dis net R20. Ons sal dit, as ons actually 'n following het, dan gaan dit soos R1000 kos eventually. Dan gaan papa 'n paar koffies koop. En Andri gaan 'n fucking nuwe kous koop vir sy fucking Let maat. wel, julle gaan sien dat dit net JP se bankrekening is. Ek doen nie smeek nie. Jy weet, hier is ons podcast, jy weet, so dis right. Wil jy nie geld Maar hier uitmaak nie? Alle kommies baat by kapitalisme, so daai koffies gaan op 'n manier by my broer. down trickle. My broer, jy gebruik jou fucking strooitjie as 'n dooslike hefboom. Hoe kan ons nie geld aanvaar nie? Wat bedoel jy? Ons sukkel hierso. Anyway, yeah, that's pretty much it from us for this episode. Wil jy ons volgende episodes ons behoorlik bietjie deur dinge gaan en updates gee, maar hierdie is nou 'n goeie episode om weer aan die gang te kom. Wil jy iets vir die mense sê, Andri? Nee, ek maak net gesigte in die kamera. Ek's right. Ja, dankie, dit was lekker en hopelik kan ons nou maar elke week op hierdie spring. My setup gaan al hoe beter raak. Ek gaan ook so 'n nice liggies kry en so. Soos JP. Ja, Wat rekord jy? Op wat rekord ek? Wat bedoel Ja, jy? jou kamera. Dis 'n baie cheap webcam actually. Like it alright. Like fucking nice. Ek dink dat jou Dankie. beligting is Ek- nice. ek sal jou Die geel beligting, was ja, my ja. uit. Alright, Right, ons groen. dink op baie Okay, nie. op daai noot, ons volk nou rond. So, baie dankie. Just Dit down, just was right. mense met opinies. Like en subscribe. Los 'n comment, sê vir ons wat ons verkeerd doen. En ja, that's about it. Dankie. Gang, till next time. Met jou oma bang.